Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met ons reeks oor jou identiteit in Christus. En hierdie is die 26ste episode in die reeks. En wat het ons tot dusver geleer? Ons het redelik baie tyd daaraan spandeer oor hoe belangrik dit is om bereid te wees om jou gedagtes te vernuwe tot die waarhede in God se woord. Die woord is vol waarheid. En die waarheid van die woord sal jou vrymaak, dis 'n belofte, van enige iets waarvan jy nodig het om vry te wees. Maar om dit reg te kry, moet ons eerstens die waarheid ken. En tweedens moet ons bereid wees om ons gedagtes te verander, om in lyn met die waarheid te glo en te dink. Dis wanneer die waarheid ons sal verander en vrymaak. Dit help nie, jy weet wat staan daar in die woord, maar jy is nie bereid om anders te begin dink en in lyn te begin dink met wat die woord sê is die waarheid nie. Dan gaan dit niks verander in jou lewe nie. Ons het ook geleer dat in Jesus ons seuns van God is. Nie aanneemkinders nie, maar volwaardige seuns van God, soos Jesus. Maar ons het ook geleer dat ons moet groei tot volwasse seuns van God. Jesus het reeds aan ons deur sy kruisdood en deur die saad van sy woord die geleentheid gegee om seuns van God te word. Maar is nou ons verantwoordelikheid om te groei deur sy woord ook tot volwasse seuns van God. En ons het ook geleer dat ons dit nou is. Ons gaan nie eendag in hiernamaals soos Jesus wees nie. Ons is nou in hierdie wêreld seuns van God, soos wat hy seun van God is. En op die oomblik is ons besig om te kyk na ons geregtigheid in Jesus. Ook iets wat ons reeds is. Ons is reeds die geregtigheid van God in Jesus, volgens 2 Korintiërs 5:21 en nog baie ander skrifte. Dis nie iets waarna ons streef om te wees nie. Nee, ons is dit reeds. Want dis nie ons geregtigheid nie. Ons het die geregtigheid van Jesus. En ons het dit verkry met die ruiltransaksie aan die kruis, waar hy gevat het wat ons was en vir ons gegee het wat hy is. Dis nie iets wat ons na streef om te word nie. Hy het dit vir ons gegee met ons wedergeboorte. Maar voor ons by vandag se Bybelstudie kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord en die krag wat daar in u woord is en dat u woord vandag lewendig is. Mag ons gedagtes vandag ontvanklik wees vir u woord. En ons harte se ore oop en ons oë oop, sodat ons kan hoor en sien wat u woord ons wil leer en wat ons het in dit wat u vir ons bereik het aan die kruis. Here, en ons wil onsself uitstrek en alles ontvang en alles aangryp waarvoor u vir ons reeds betaal het om te kan wees en te kan besit. In Jesus naam, amen. Ons gaan hierdie week verder kyk na ons geregtigheid in Jesus. Maar ek dink ek wil vandag net eers verduidelik, wat is geregtigheid? En meer spesifiek, wat is die geregtigheid van God? Die woord in die Grieks wat vertaal word as geregtigheid is dikaiosune. Dis vir my nogal so 'n mooi woord. Dikaiosune. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Maar volgens Helps Word Studies beteken die woord letterlik judicial approval, of in Afrikaans dan geregtelike goedkeuring, of in kort, vryspraak deur 'n regter. Soos ek laas verduidelik het, God kan nie vergewe soos wat ek en jy vergewe nie. Hy kan nie na sonde kyk en sê, ek vergewe jou, kom ons vee dit onder die mat in en vergeet daarvan nie. Enige en alle sonde moet gestraf word, anders is God nie regverdig nie. En as hy nie regverdig is, dan tuimel die hele heelal in mekaar, want die heelal is geskep deur sy woord en word in stand gehou deur die integriteit van sy woord. So as hy onregverdig is, gaan die heelal in mekaar val, want dan dra sy woord nie meer integriteit nie. Maar kom ons wees meer prakties. Dikaiosune beteken jy's voor die hemelse regbank gedaag. Jy's uiteraard skuldig bevind, want ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God, volgens Romeine 3:23. Maar met jou vonnisoplegging van die dood, gebeur die eienaardigste ding. Iemand sê vir God, die regter, ek sal betaal. Sê, what? Wie sal so iets wil doen?
Hoekom sal hy vir my sondes wil betaal met sy lewe? En die antwoord kom sag en vol liefde. Ek is Jesus. En ek wil dit vir jou doen, want ek is lief genoeg vir jou. En ek wil die ewigheid saam met jou spandeer. En ek weet, jy sal nooit self kan betaal. En daar stap jy weg, vrygespreek, want Jesus word in jou plek gestraf tot die dood. Dit is wat die geregtigheid van God beteken. Jy is vrygespreek deur die ewige regverdige regter, want die enigste sondelose persoon wat ooit die aarde bewandel het, het al jou sondes se straf op hom geneem. Maar nie net dit nie. Jesus het ook vir jou sy plek en status gegee as seun en geregverdigde van God. En wat het jy gedoen om dit te verdien? Absoluut niks. Jy het eenvoudig net 'n woord geglo dat hy so goed is en dat hy so goed vir jou wil wees. Jou geloof in hom is al wat nodig was om jou vir ewig vry te spreek. En nou is die vraag dalk seker, hoe nou kom weer? Ek moet seker nou 'n perfekte lewe lei om hierdie diergeregtigheid te behou. Nee my vriend. Jy het niks gedoen om jou vryspraak te verdien in die eerste plek nie, behalwe om dit te glo. En daarom kan jy niks doen om dit te behou nie, behalwe om te glo dat God so goed is. Deur dit wat Jesus namens jou gedoen het en namens jou betaal het, is jy nou vrygespreek in die perfekte verhouding met God. Punt. Die perfekte verhouding met God is nie iets om voor te werk of iets waarna jy moet streef nie. In Jesus het jy dit reeds. Dis deel van jou identiteit. Jy het dieselfde geregtigheid by God as wat Jesus het, want hy het syne vir jou gegee, omdat jy in sy woord geglo het. Klaar. Jy het dit al by wedergeboorte verkry. Dis jou wegtrekpunt as wedergebore seun van God. Dis nie jou wenpaal nie. Dis van waar jy nou leef. Jy is die geregtigheid van God in Jesus. As jy bereid is om jou gedagtes te vernuwe tot hierdie waarheid, sal dit jou lewe verander. Of jy kan vandag besluit dat hierdie vergaande is en dat dit nie is wat jou kerk jou geleer het nie. Wel, dan gaan jy jou hele lewe lank soeg en sweet en werk vir iets wat jy nooit ooit gaan kan bereik nie. En dit gaan jou moeg maak en maar ergens gaan jy tou opgooi. Gee hierdie waarheid vandag kans om jou vry te maak. Here Jesus, dankie dat U bereid was om nie net ons sondes op U liggaam te vat en die doodstraf daarvoor te dra nie, maar Here, dat U ook bereid was om vir ons U geregtigheid te gee. Dat ons vandag voor God is dit wat U is. En al ons toegang daartoe verkry, is om net daarin te glo. Wat 'n kragtige evangelie. Ons eer U, Here, dat U dit so eenvoudig gemaak het. Dit het U 'n duur prys gekos, maar vir ons is dit eenvoudig. Ons kan dit net glo. Ons eer U vir hierdie enorme geskenk. Dankie Jesus. Amen. As jy dalk gebed nodig het, is jy so welkom om ons te kontak. Ina se nommer is 079-527-5738. Of as jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, kan jy ook by Ina die details kry, of jy kan na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.